Dink net, kom ons begin weer. Vanaand dink ek is seker een van die interessantste of mees onverwagse disippels waarmee ons te doen het wanneer ons praat oor disippelskap. Ek het doelbewus in die preekreeks wat ek gedoen het oor die disippels bietjie die volgorde omgerou. As ons die register van disippels gaan lees in die Bybel, begin dit altyd by Simon Petrus en dit eindig by Judas, wat ook die verraaier was, Judas Iskariot. So in die disippelskap Bybelstudie en die preekreeks het ek dit omgedraai. Ons begin by Judas. Ons begin juis daar waar baie van ons dalk 'n opinie het, dalk 'n standpunt het. Ek het gekyk, daar kom nog mense in, daar is hy. En dit is Judas Iskariot. Nou, miskien moet ek die vraag vra. As ons praat van Judas Iskariot, wat is die gedagtes wat by julle opkom? Goeienaand Liana, ek sien jy het ingekom. As ons praat van Judas, wat is die gedagtes wat by ons opkom? Daar is Liana nou op. Ons sien jou, Liana. Ons sien jou. Ja, ek wil nie eintlik my gesig gewys het nie, want ek is besig om siek te word. Ek sal hom afskakel as dit reg is met jou. Ja, nee, asseblief. Daar's dit gedoen, daar's jou stem. Dankie. Dankie. Wat as ons as julle van Judas hoor, wat kom eerste op? Praat jy nou van Judas Iskariot? Judas Iskariot, ja. Judas Iskariot. Verraaier, daar is hy. Wat nog? Was hy nie die een wat die geld hanteer het nie? Judas Iskariot was die penningmeester of die kassier van die disippels. Ja. Ja. Goeienaand Delien, ons sien jy's daar. Ja, ekskuus my, het eers weer updates gehardloop. Moenie bekommerd wees, ons ken nie nekelaars. My seun het altyd gesê hy's 'n nekelaar toe hy klein was en hy neek gereeld, so ons verstaan daai ene. Ons verstaan daai ene. Goed, so ons het anders gesê hy's 'n verraaier. Ons praat oor Judas Iskariot, Delien, en my vraag was, as ons dink aan Judas Iskariot, wat sien ons? En die eerste ding is verraaier. Tweede ding het Liana gesê, Judas was die kassier, hy is die een wat die geld gedra het, hy is die een wat dit by hom gehad het. Wat weet ons nog van hom? Want wanneer ons na Judas gaan kyk, dan sien ons bietjie iets anders ook. En dis waar ons vanaand gaan stil staan. Ek dink dis waar ons as disippels kan groei, deur juis te gaan kyk waar hy dalk verkeerd was. Waar hy dalk die tree verkeerd gegee het. Kom ons gesels, wat's daar nog? Weet jy vir my Ekskuus tog, Piet? Hy was die deel van die disippels gewees, hy was een van die 12, met ander woorde, hy was in die binnekring. Hy was een van die 12, hy was in die binnekring. Wat is daar nog? Weet jy, aanvanklik vir my, ja, Judas, dit is ons maar van kleins af geleer het, hy was die verraaier en hy die geldsak gedra en hy was in die binnekring, maar vir my is die waarskuwing dat jy moenie begin hoogmoedig raak en dink jy's in die binnekring en dat jy nie kan faal nie. Ja, goed. Hy was 'n goeie disipel. Hy was 'n goeie disipel. Ja. Ja, dis die indruk wat ek kry. Hy was 'n goeie disipel. Kom ek vra eers gou-gou. Miskien weet jy van julle dit. Wat beteken sy naam? Wat beteken sy naam? Loof God. Loof
God. Judas se naam beteken loof God. Maar wanneer ons aan hom dink, is dit dikwels die verraaier. Soos ek in die inleiding gegee het, ons het selfs 'n spreekwoord. Hy is 'n regte Judas. Gaan kyk in die Afrikaanse woordeboek. Hy is 'n regte Judas. Ons het van hierdie persoon 'n voorbeeld gemaak op grond van een daad. Kom ons noem dit een daad wat hy gedoen het. Soos wat ons, as ons van Thomas praat, dan sê ons hy was die ongelowige Thomas. Een ding wat gebeur het, het gemaak dat ons hom 'n naam gegee het. Maar soos ons mekaar gesê het, hy was deel van die binnekring. So as ons oor Judas praat, dan is daar veel meer as net hy was 'n verraaier of net hy het die beursie gedra. Hy was een van die 12, nommer 1, wat die Here Jesus self gekies het. Hy het nie met 'n CV ingestap nie. Hy het nie met verwysings ingestap nie. Hy het ingestap omdat hy deur die Here Jesus gekies is. Volg my, soos wat hy vir al sy disippels gesê het. Het hy vir Judas ook gesê, volg my. Nou, wat het dit beteken? Dit het beteken, die Here Jesus kies nooit gemors nie. Hy het gekies wie nodig was vir die werk wat gedoen moet word. Hy was een van die beste manne wat Jesus vir sy bediening gekies het. Toe Jesus baie disippels gehad, hy het nie net die 12 gehad nie, dit weet ons. Ons lees op 'n stadium van 70 disippels. En uit al die disippels, uit al die leerlinge uit wat hy gehad het, as rabbi, het hy vir hom 12 gekies. Nou goed, daar's baie verskillende interpretasies oor Iskariot, waar kom dit vandaan? Die mees algemene is, naby Hebron was 'n dorpie met die naam Skariot. Hy was nie van Galilea nie. Hy was van 'n ander dorpie gewees. Sy het gesê hy het die beursie gedra, hy was baie betrouenswaardig. Maar wat beteken dit as iemand vertrou word met die geldsake, as ek dit so kan stel? Wat sê dit vir ons van daai persoon? Ek sou sê, om mee te begin, moet daar tog daarom seker getuienis gewees het dat hy te vertroue is met die geld. En dit is wat dit vir my nogals moeilik maak om te verstaan hoekom die goeders uitgedraai het soos dit uitgedraai het. Ek meen hy was geroepe soos al die ander. Hy het wonderwerke gesien. Hy is uitgestuur en hy het self wonderwerke gedoen. Ja. In daai tyd. Ek is redelik seker daarvan. So gegee al die goed, is dit moeilik om die vertroue en dit wat hy mee toevertrou is in terme van hoe hulle uitgestuur is teenoor die geld wat hy gedra het om die twee bymekaar uit te bring. Ja. Nog iemand? Herman, Ja. Ekskuus, jy sê sy naam is Judas en jy praat van, jy sê iemand is 'n Judas. Beteken dit nie ook dat hy, soos wat ons in klein Afrikaans sal sê, hy's 'n tweegesig nie? Kyk, ons het daai spreekwoord van hom afgevat. So dit is 'n label, dis 'n etiket wat ons vir hom gaan gee het op grond van die feit dat hy verraai het. Hy het dat ons hom sien as 'n tweegesig. En dis juist waarby ek wil uitkom. Ons het gesê die ongelowige Thomas, was hy regtig ongelowig? Ons sê dis Judas die verraaier, was hy net Judas die verraaier? Is dit wie hy was? En dan moet ons onsself daaraan gaan meet ook. Kom ons kom gou terug by die ou wat die beursie gedra het. Dit is tog iemand wat stabiliteit gehad het of insig gehad het of as betroubaar geag kon word.
Johannes 6, op 'n stadium toe die ander disippels wegstap, was hy die een wat gebly het. Judas het gebly. Toe Jesus na Jerusalem toe wil gaan, was Judas bereid om saam met hom te sterf. So ons het 'n etiket, die verraaier. Maar hy was ook die dapper een wat bereid was om te bly. Hy was ook die getroue een wat gebly het toe die ander geloop het. Ons moet besef, en ek dink, dis Henny wat dit nou gesê het, Judas het alles beleef wat die ander disippels beleef het. Judas het alles beleef wat ek dink jy en ek as gelowiges sou begeer om te beleef. Hy het al sy sintuie. Hy het gesien toe Jesus op die water loop, of dooies opwek, of siekes genees. Hy het gehoor hoe Jesus gebid het en gepreek het en vergewe het. Hy het gevoel hoe Jesus sy hande op hom gerus het, toe hy sy disippels uitgestuur het en hulle geseën het. Hy het die brood geproe wat Jesus self gebreek het. Hy het geruik, hy het die doodskleed van Lazarus geruik toe uit die graf uitkom. So hy was daar. Judas was daar waar ek dink ons kan maar net wens om te wees. Tog sê ons Judas Iskariot, die verraaier. Ons kan nog verder gaan. Ekskuus, praat maar, Piet. Hierso in Johannes 6 het Jesus gesê, hierso vers 71, Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Nou, dit maak vir my so 'n bietjie so van teenstrydigheid met dit wat ons nou reeds oor gepraat het, van hoe betroubaar en hoe goeie disipel Judas was. Maar Jesus het iets gesien in hom wat die ander en dalk waarskynlik Judas ook self nie gesien het nie. Dit is so, ons moet onthou, ek dink die vorige keer het iemand gevra, maar hoekom het hy dan vir Judas gekies? Ons moet verstaan, Jesus het geweet watter pad lê voor. As hy iemand anders gekies het, sou presies dieselfde pad gevolg het, want dit is deel van God se wil. Waar ons nou by stil staan is, hierdie man wat Jesus gekies het presies dieselfde belewenis gehad as die ander 11. Hy was saam. Henny het dit net nog gesê, en hy het gesê, hy is redelik seker daarvan. Judas het self wonders gedoen. Jesus het gesê, gaan doen wonders. Gaan preek. Gaan dryf duiwels uit. Matteus 10. So niks aan sy lewe het vir die disippels gewys dat hy die een sou wees wat Jesus verraai nie. Selfs die aand toe Jesus vir sy disippels gesê het, een van julle sal my verraai, het niemand na Judas gekyk nie. Maar wat het gebeur? En dit is waar die groei in disipelskap kom, juist dit waar ons mekaar kan sê, maar wat het in Judas se hart gebeur? Nou ek gee nou 'n inleiding, ons gaan net nou bietjie stil staan by Johannes 13, die oomblik van die verraad, daar waar dit gebeur. Maar kom ons sê vir mekaar, die draaipunt as ons na die woord gaan kyk, het gekom by die vrou met die nardesalf. Want wat het gebeur? Judas se reaksie was twee dinge. Dat geld aan die een kant en mag aan die ander kant vir hom belangriker geword het as Jesus. OK. Ek luister. Kan ek net gou vra, in die sketchies of wat ons voor ons het, sê dit, maar iets het in Judas se hart gebeur. Ja. So dit was die draaipunt gewees, né? Het dit oor 'n tydperk gebeur, of ja. Hoe vinnig sou hierdie ding gebeur het? Want
as dit gaan oor die vrou met die nardus salf, dan is dit omdat sy volgens hom die geld gemors het, omdat sy wat noem 'n mens dit? Spandabelrig was. Spandabelrig Ek weet was. nie hoe om dit Ja, Ja. ja. So hierdie ding sou hierdie draaipunt van hom oor 'n redelike lang tydperk plaasgevind het, want dan sou kom ek vra is dan sou die ander disippels miskien iets opgemerk het. So dit moes miskien redelik vinnig gebeur het, as ek dit so kan Kom Hannes, as ons nou mooi gaan as ons mooi gaan dink. Ek dink ek het 'n vorige keer gesê, of ek het dit gesê, wat was die verwagting van die Israeliete van 'n Messias? 'n Messias sou die een wees wat sou kom en wat sou regeer as, kom ons sê, koning. Daai stadium was daar by die Romeine net 'n keiser, maar as koning oor Israel, hulle het 'n koning gehad. Iemand wat die mag sou hê en iemand wat mense om hom sou hê. Nou as ons net gaan na Jakobus en Johannes, wie se ma gevra het vir Jesus, as eendag as u op die troon sit, kan my een seun links en een seun regs van u sit. So selfs daar was 'n ander persepsie. Hier sit Judas Iskariot, wat se gedagte dalk was, wow, ek dra die beursie, miskien gaan ek die minister van finansies word. So dis nie noodwendig iets wat skielik gebeur het nie. Ek dink wat ons hier kry is net, ons kry 'n idee van sy gedagtegang, iets waaraan hy gedink het. Dat hy gedink het, maar wow, ek kan eendag 'n belangrike posisie in hierdie nuwe Israel met hierdie nuwe leier van ons vul. Toe het dit gebeur dat dit nie sou gebeur nie. Jy weet, en vir hom was die geld en die mag dalk belangrik, want dis die idee wat ons sien. En toe hy het verwag dat die Romeinse ryk omvergewerp word. Hy het verwag dat hy dalk hierdie posisie gaan hê, want ek het klaar hierdie posisie. So ek dink nie dis noodwendig iets wat skielik gebeur het nie. Ja. Ek dink dit is maar net ons het anderster gevoel oor dit op daai stadium, want niemand het geweet wat Messias regtig beteken nie. Okay. Ek hoop dit antwoord. Dominee, ek wil 'n klip in die bos gooi. Ons het nou so ruk gelede het ons die vraag gevra. Hoekom het dit gebeur en hoekom het Jesus hom gekies? Maar kom ons veronderstel nou Jakobus of Johannes moes hierdie werk gedoen het, want dis iets wat moes gebeur het. Sou die ding nie maar langs dieselfde lyne geloop het nie? Dis wat ek net nou gesê het. As Jesus hom nie gekies het nie en hy het iemand anders gekies, sou dieselfde gebeur het, want dit moes gebeur. Ja. Dis deur die profete daar gesê, dit moes gebeur. Dis die pad wat gestap moes word. Jesus moes verraai word. Hy moes verraai word deur iemand wat saam sy hand in die sou sou druk. Sy brood nie sou druk. Dit is wat die profesie kom sê het. Maar Judas het besef sy drome van mag en geld as die minister van finansies gaan nie gebeur nie. En as ons dan gaan kyk, dan sien ons hy het dalk gekies die wins wat hy kan kry. Hy het die 30 sikkel silwer gevat en hy het Jesus verraai. Vir ons is dit die grootste deel van die storie. Vir ons is dit waar die tragedie in die geskiedenis van Judas Iskariot lê. Maar daar's drie dinge wat hy gemis het, en dit is eintlik waar die groot deel van Judas Iskariot lê. Die eerste plek, Judas Iskariot het vergifnis gemis. Wanneer kry ons vergifnis? Wanneer ons sonde bely. Het hy sy sonde bely? Nee, ek dink nie so nie. Okay. Miskien moet ons hierdie gedeelte lees. Kom ek lees vir ons Johannes 13 vers 18 tot 30.
Stop. Jesus praat. Hy sê ek sê dit nie vir julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word en dit is wat ons net vir mekaar gesê het. Die een wat my brood geëet het sy hakskeen teen my gelig. Ek sê dit nou reeds vir julle voor dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur kan glo dat ek is. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd en het hy getuig en gesê, amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus praat. Hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gevra, Here, wie is dit? Jesus het hom geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, die seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Miskien moet ek net tot daar lees. Kom ons kyk oor hierdie laaste sin. Nadat Judas die stukkie brood geneem het Satan in hom ingevaar. Nou kom ons by die vraag oor, sou die ander dit nie agtergekom het nie? Hier sê die woord vir ons nee, want dit het daar gebeur, nadat Jesus vir hom die brood gegee het. So, tot op hierdie punt was Judas Iskariot 'n disipel soos enige ander een. Besef ons dit? Ek dink nie ons besef dit altyd nie, want ons sien hierdie man se lewe wat tot op 'n punt kom. Dan sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen. En dan, niemand wat van die wat daar aangeleen het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Omdat Judas die geldbeurs gedra het, sommige gedink dat Jesus aan hom gesê het, gaan koop vir ons vir die fees, gaan koop wat ons vir die fees nodig het, of dat hy iets aan die armes moes gee. En nadat Judas die stukkie brood geneem het, het hy onmiddellik buitentoe gegaan. Ek gaan daar stop gou. Ek dink ons hoor wat ek wil sê. Judas was dieselfde as al die ander disippels tot op daardie punt. En hy het 3 goed gemis. Hy het vergifnis gemis. Ons het vir mekaar gesê, of ons het gesê, hy het nie sy sonde bely nie, tog het hy na die priesters toe gegaan. Wat was die gebruik? Jy het na die priesters toe gegaan en jy het jou sonde daar bely en 'n offer gebring. Judas het net na die verkeerde plek toe gegaan. Wat sou gebeur het as Judas, nadat hy Jesus verraai het, na Jesus toe gegaan het en gesê, Here Jesus, vergewe my? Wat sou gebeur het? Jesus sou hom vergewe het, ongeag die gevolge. Judas het vergifnis gemis. Judas het vrede gemis. Jesus se eerste woorde na die opstanding, vrede vir julle, hy het dit gemis. Judas het krag gemis. Wat wou hy gehad het? Hierdie mag met Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees wat die wêreld verander het. Hy het dit alles gemis, want hy het na mense toe gedraai in plaas van na die Here toe. En dit was sy groot fout. Dit was sy groot fout, en dis waar ons vandag is. Dit bring ons by 'n selfondersoek. Het ek net Jesus as my Here, of is daar dalk ander Heres, klein letters, ook in my lewe? Dien ek hom vir wie hy is, of dien ek hom vir wat ek kan kry? As ons kyk, Judas wat dalk wou belangrik wees. Of aanvaar ek sy vergifnis, aanvaar ek sy vrede, aanvaar ek sy krag? En dit is waar ons nou verder gaan. Ons gaan 'n bietjie in die woord ingaan. Ons het Judas gesien. Ek dink ons sien dat hy nie heeltemal is of was altyd wie ons dink hy was nie.
Maar iewers het daar iets skeef geloop. Iewers het daar 'n draaipunt gekom. Ek het vir ons gelees, ek luister. Was dit nie gewees wat hy daar gesê toe hy vir hom die stukkie brood gegee het en Satan het in hom gevaar nie, het dit nie toe gebeur nie, dat dit nie voor die tyd enigstens belangrik was nie. Dit het juis daar gebeur. Dit het juis daar gebeur. Ons wil graag die goed wat voor die tyd gebeur het, toeskryf aan hom, maar ons moet onthou, soos ek net nou gesê het, hy het 'n ander Messias verwag. Hy het iets anders iemand anders verwag. Maar op daai punt, toe die Satan in hom gevaar het, is die laaste woorde van hierdie gedeelte wat ek gesê het, ek gaan tot daar lees, en dit was nag. En dit was nag. Johannes 13 vers 20 se laaste 4 woorde. En dit was nag. Judas het die stukkie brood geneem wat Jesus gegee het. Hy het buitentoe gegaan en daar staan en dit was nag. Nou, dit beteken nie dit was aand gewees buite nie. Die betekenis hier is veel dieper. Die betekenis hier is die lig wat hy moes gedra het was nie meer daar nie. En dit was nag. Iemand iets sê daar? Met ander woorde, sê nie? Ek luister daar. Dominee, sou Judas die Satan kon teëstaan? Hoe voel ons daaroor? Sou hy die Satan kon teëstaan? Nee, ek glo nie. Want hy het hom oorgegee aan Satan. Ek hier so net 'n opmerking maak. Ek luister, Piet. In Johannes 12 het te sê Johannes, dis nou nadat die insident met die nardesolie. Dit het hy gesê omdat hy hom nie oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en hy het van die bydraes gevat. So dit lyk vir my Johannes was definitief nie so vroom en heilig en 'n goeie disipels soos wat ons nou hierso oor praat nie, dat hy daar was 'n dualiteit in sy persoonlikheid. Hy het definitief met 'n donker kant gehad wat en Jesus het geweet daarvan en dit blyk dat Johannes die apostel ook daarvan geweet het, dis hoekom hy dit hierso gesê het in sy evangelie. Ek stem saam met jou daar. Al wat ek gesê het net nou is hy het alles beleef wat die ander beleef het, maar hy het nog nie by die verraai deel uitgekom voordat die duiwel in hom ingevaar het nie. Hy was die een wat hy het geld gevat. Almal van hulle het hulle sonde en hulle foute gehad. Johannes wat self skryf was een wat baie kwaad geword het en baie kort van draad was en baie woede gehad het. So elkeen het sy menswees gedeelte ook gehad. Maar tot hier was Judas een van die disippels. Soos wat ek gaan 'n voorbeeld vat, ons gaan dit in 'n ander sessie vorentoe hê. Johannes sê maar ja, goed, hy het lang vingers gehad. As ons later gaan, dan wie was eerste by Jesus se oop graf? Matteus, Markus en Lukas sê Petrus was eerste daar. Johannes sê hy was eerste daar. Daar was ook 'n stryd daar. So Johannes daar onder die disippels was daar ook maar 'n bietjie van 'n striweling, gerede kabel, want elkeen wou belangriker wees, baie van hulle. Die stil disippels wat ons volgende keer oor gaan stil staan, ons weet nie eens iets oor hulle nie. Ons weet Simon die Seloot was eintlik 'n baie wrede mens, want dis wat die Selote was. Maar hier waar staan en die duiwel het in hom ingevaar, dis waar Judas die verraai gedeelte ingegaan het. Dis waar Jesus het gesê dit gaan gebeur. Die vraag het gekom, sou hy die duiwel kon weerstaan? Nee, hy sou nie kon nie. Want en hier is belangrik, God het hom oorgegee tot op daardie punt. Want dit moes gebeur. Johannes, hoe om iets sê? Nee, dis amper uit 'n menslike oogpunt, ek wil nie sê ondenkbaar nie, maar dis nie 'n mooi storie nie.
Is nie 'n mooi storie nie. Is nie 'n mooi storie nie. Maar Ja. as ons Ou Testament toe gaan, dan kry ons baie dieselfde ding. Die Here het Farao se hart verhard Ja. totdat die eersgeborenes gesterf het. So dis nie 'n eenmalige ding nie. Die Here gebruik ook in Farao se geval die goddelose om sy plan tot uiting te bring. En is dieselfde hier by Judas Iskariot. Die Here se wil, die Here se ewige plan moes gebeur. Goed, nou kom ons by die gedeelte van Judas se berou. Kom ek lees Matteus 27 vers 1 tot 10. Ekskuus dominee, Ek ek wil net luister. gou ietsie vra voor jy daar verder lees. Yes. Wat was die invloed van die skrifgeleerdes en die fariseërs en die sadduseërs op dit wat Iskariot gedoen het? Sou hulle hom dalk beïnvloed het op 'n manier, want ons weet almal op die ou end skreeu hulle en moedig hulle die volk aan dat Jesus gekruisig moet word en laat sy bloed dan op ons en ons kinders kom, sê hulle daar. So sou hulle dalk ook 'n invloed gehad het op dit wat Judas Iskariot daar gedoen het. Ek dink tog daar sou 'n invloed gewees het, want soos ek gesê het, dit wat die Jode verwag het was een ding, en dit is tog waarvoor wat die Fariseërs en die Sadduseërs geglo het. Dis die tipe Messias, nie die een wat hier is nie. So ja, ek glo dit sou invloed gehad het. Op die ou end, die leierpriesters, die Fariseërs het saam met hulle gewerk en dis na wie toe hy gegaan het. So ek glo dit sou invloed gehad het. Ek glo dit sou invloed gehad het, ja. Nou nog iets. Ekskuus tog, die feit dat hy na die priesters toe gegaan het in plaas van na Jesus toe. Ek wil nou iets sê oor die Katolieke dink jy hy sou probeer het om sy sonde af te koop daar. Ek probeer dit maar net in verband bring met die Katolieke Ja, nee, ek hoor wat Johannes sê, die gebruik van sonde afkoop, die hele afkoopstelsel. Ja, ek dink nie so nie. Ek dink die rede hoekom hy na die priester sou gaan het, is dis wat die Jode doen. Dis hoe hulle dit gedoen het. Hy het na die priester toe gegaan en hy het die offer hy het geoffer en die priester het vir hom ingetree by die Here. Ek dink tog die feit dat hy die silwerstukke gegooi het, ek dink dit was deel van om te betaal vir sy skuld nie. Ek dink dit was maar net 'n bewys van sy berou. Ons gaan nou daai gedeelte lees as ons Matteus 27 lees. Ek gaan vir ons lees van vers 1 tot 10. Die opskrif is Judas se berou, maar nie sy terugkeer na Jesus nie. Teen dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom toe geboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. Toe Judas sy verraaier sien dat hy veroordeel is, het hy berou gekry. Nou, miskien moet ons hierdie vraag vir mekaar vra. Is dit wat Judas verwag het? Jy weet, hier staan toe hy sien dat hy veroordeel is. Is dit wat hy verwag het gaan gebeur? Dalk, want hulle het verwag dat Jesus sou sterf. Hulle het dit vir mekaar gesê. Hy het toe die 30 silwerstukke na die leierpriesters en familiehoofde teruggeneem en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Hulle het egter gesê, wat het dit met ons te doen? Jy moet maar self toesien. Hy het toe die silwerstukke in die tempel neergegooi, weggegaan en homself gaan ophang. Die leierpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie toelaatbaar om dit in die skatkis te gooi nie, aangesien dit bloedgeld is. Hulle het toe besluit geneem en met die geld op die grond van die pottebakker, met die geld die grond van die pottebakker aangekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom word daardie grond tot vandag toe bloedgrond genoem.
toe as die uitspraak van die profeet Jeremia vervul. Hulle het die 30 silwerstukke, die prys waarteen hy deur die kinders van Israel gewaardeer is, geneem en dit vir die grond van die pottebakker gegee, net soos die Here my beveel het. Kom ons kom weer terug. Wat gebeur het, moes net so gebeur. Hoe ek wil amper sê hoe wreed dit ook al mag klink, dat God hom oorgegee het. En dis 'n redenasie van baie wat nie belangstel in die kerk nie, maar hoe kan die Here sulke goed doen? Hoe kan hy Farao gebruik? Hoe kan hy Samson gebruik as rigter om mense dood te maak, as hy die pilare omtrek of as hy met die donkie kakebeen mense doodslaan? Hoe kan God dit doen? Want nommer 1, God is soewerein en alles binne sy plan, binne sy wil. Hier kom Judas en hy sê ek het 'n onskuldige, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. So het hy werklik berou gehad? Ek glo nie. Hoekom sou hy so Want hy sê? het nie hy het nie verwag dat hulle hom in gevangenis sal neem, omdat almal gedink het dat Jesus sal doodgaan. Okay. Hoe voel julle? Dink julle hy het werklik berou gehad? Ek dink hy het berou gehad, maar hy het dit nie daaraan gedink om terug te gaan na die Here toe nie. Hy het liewer gegaan en homself gaan ophang. Okay. Ek dink dat hy werklik berou gehad het nie, want hy het mos geweet die priesterhoofde en die fariseërs, die skrifgeleerdes wou vir Jesus doodmaak, en hy het Jesus doelbewus gaan verraai. So ek weet nie, hy moes mos geweet het wat die uitkoms van hierdie verraad sou wees. Dalk moet ek die vraag vra. En dis ek antwoord Piet nou hierso, of ek praat beredeneer hierso nou, as ek weet daar gaan gevolge wees aan die sonde wat ek vandag gaan doen, en ek is na die tyd spyt of na die tyd berou, jy hoor wat ek probeer sê. Hy het geweet wat gaan gebeur, maar ek dink tog die feit dat dit vir hom so erg was dat hy homself gaan hang, het sê dat hy werklik berou gehad het. Maar dit was nie sy fout nie. Sy fout was dat hy nie na Jesus toe gegaan het. Hy het nie Jesus gesien as die een wat kan vergewe nie. Hy het na die priesterhoofde toe gegaan. Hy het na mense toe gedraai. Hulle wat klaar die besluit geneem het. Ek luister? Ja, hy het nie teruggedraai na Jesus toe nie. En dalk sê dit vir ons, hy het nie werklik besef wie Jesus is nie. Hy het alles gesien, hy het alles meegemaak, hy het alles beleef, maar hy het nie werklik besef wie Jesus is nie. En ek dink dit was 'n ek dink ek kan myself voorstel as ons daar is en ons moet nou skielik iemand wat uit die bloute uitkom en sê hy is die verlosser en hy gaan hy nou in 'n kruis sterf. Sou dit nie dalk wees die feit dat hy heeltemal 'n ander Messias verwag het nie. Ja. En toe hy nou sien watter kant die ding gaan nou regtig ver suid, het hy nie besef, maar Jesus is eintlik die verlosser, want Jesus is nie wat hulle gedink het hy moet wees nie. So gegeewe dit sal 'n mens dalk kan sê dat hy nie laat ek so sê, sy geloof het hy self nie verstaan daarson. Ek weet nie of ek nou aan raaisels praat nie. Nee, ek dink dis presies dit. Ek dink hy het nie verstaan waaroor gaan geloof. Hy het nie verstaan geloof gaan juis daaroor dat ek wat ek het, kan ek vir Jesus gee en ek kan vergifnis vra en ek gaan vergewe word nie.
Hy het Ja. daai deel nog nie verstaan dat Jesus verlos van die sonde nie. Want hulle het nog Verstaan ons aldag wat vergifnis, dat jy witter sal wees as sneeu. Verstaan ons dit aldag? ek dink nie so nie. Ek Mm-mm. ek dink ons ken die woord genade, maar ons verstaan nie die woord genade nie. Absoluut. En as dit van die Here se kant af kom, dan sit nie genade nie. Dan sê ek altyd dis genade op genade op genade. Dis net soveel groter. Ek het verlang by 'n breingemeente gepreek laat 90er jare. In die VGK. Dit was naby my ouers se plaas en daar is een van die ou Halleluja liedere is tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Ons moet nie net een vir een, ons moet een vir een, want dis hoe groot God se genade is. Dis genade op genade op genade. En dis hoe die Here met ons werk. Wanneer ons 1 Johannes 2 vers 15 lees, dan sê Johannes dit baie mooi. Moenie die wêreld lief hê nie. Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, arrogante spoggerye oor besittings. Is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. En dis waaroor dit hier gegaan het. Kom ons gaan terug. Piet het gesê, Johannes het gesê, hy is die een wat uit van die geld so 'n bietjie geskraap af van bo af. Hy het wêreldse begeertes ook gehad. En daardie wêreldse begeertes het tussen hom en Christus ingekom. Tussen hom en Christus ingekom. Jakobus sê, elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde. En wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Waar het Judas Iskariot geëindig? Juis daar. Maar wat beteken dit vir ons? In die eerste plek, Judas was in die binnekring. Ons het dit vir mekaar gesê. Hy was daar, hy het alles beleef, hy het alles gedoen, hy het alles gehoor, hy het alles geproe, hy het alles gevoel, hy het Jesus se hand op sy kop gevoel. En tog het hy hom verraai. Jy kan naby Jesus wees, maar nie aan hom behoort nie. En hierdie is 'n belangrike ding. Jy en ek kan naby Jesus wees en nie aan hom behoort nie. En ek dink dis die eerste tree as dit kom by disippelskap, is om te besef ek moet behoort. Vir Jesus gaan dit oor verhouding, want hy is die Christus, hy is die verlosser. Hy het verlos omdat hy lief het, en lief hê is 'n verhouding. En dis waarheen ons moet loop. Judas se lewe wys vir ons, hy was daar, hy was naby, hy was deel. Toe Jesus gesê het, die een wat vir wie ek die brood gaan gee, die ander disippels, nadat hy dit gedoen het, nog nie besef. Dit is hy nie. Hy het nie besef wat gaan gebeur nie. En dan moet ons besef, daar's 'n gevaar van 'n tweede liefde, en hierdie is 'n ding wat ons almal na moet kyk. Judas het Jesus gehaat. H-A-D, nie H-A-A-T nie. Jesus was daar, hy kon sy hand uitsteek en aan hom vat, hy was daar. Maar hy het ook geld gehad in sy sak, en met dit het hy mag gehad. En die vraag is nie vir jou en my vandag, het ek Jesus in my lewe nie. Die vraag moet wees, het ek net Jesus in my lewe? Want
Is maklik om 'n ietsie by te hê. Om my sekuriteit, my kinders, my stokperd, ons kan aangaan, my werk, my ook op 'n vlak te hê dat dit my lewe bestuur en beheers. Is dit miskien waar ons is? Ek weet nie, dis 'n vraag wat 'n antwoord wat elkeen vir homself moet gee. Ons gaan elke Sondag kerk toe, neem ek aan. Ek sou nou nie vra nie, want nou gaan almal nie elke Sondag kerk toe nie, maar in elk geval. Judas het so lank saam met Jesus geloop, 3,5 jaar. Alles beleef. En dit blyk dat hy so lank saam met Jesus geloop het dat die wonder verdof het. Die wonderwerk is nou alledaags. Ja, dit gebeur. Ons sien dit mos maar net. En dit is net so groot gevaar vir elke lidmaat in die kerk. Dat ons beleef die Here se genade in ons lewens, maar dit raak rotine. Dalk omdat ons nooit geleer het om te getuig oor dit wat die Here in ons lewens doen nie. Want as ek kan getuig, maar vandag weet ek net die Here het my vasgehou. Dan bly ek bewus daarvan. Maar die gevaar van Jesus of my geloof wat vir my net te gewoon word, te rotine word, te ritme word. Dis 'n gevaar waarna ons moet kyk. Enige iemand iets sê oor hierdie 3 punte, die gevaar van 'n tweede liefde of wanneer Jesus net gewoon word. Ja, dit is nogal 'n baie goeie een daai, want die mense is geneig om alles sommer net te aanvaar. Okay, ek staan op, ek gaan kerk toe, kom terug. Ja, jy moet baie intens en bewus bly van die pad wat Jesus wil hê ons moet loop, wat Christus ons wil hê ons moet loop. Dis ook seker hoekom Judas Jesus maar net vir 'n skamele 30 muntstukke verraai het. Dit is nie 'n skrikwekkende groot klomp geld gewees in daai tyd nie, maar die prys van 'n slaaf. Ja, die standaardprys van 'n slaaf. En nie eers 'n uitstaande slaaf nie. Nie eens 'n goeie slaaf nie. Dit was 'n gemiddelde prys gewees. Iets wat ek nou oor sit en dink, die daaglikse gespook om liggaam en siel en al die verpligtinge wat jy het by uit te kom. Is dit nie iets wat jou saamwees met Christus en met God vir ons baie aan die wiele ry nie? Oom Hannes, oom Ietsie. Nee, ek maak maar keelskoon, ekskuus. Nee, ek sien as oom keelskoon maak, sien ons so groen streep. En ja, ons en dis nou waar ons net nou vir mekaar gesê het ek Jesus of het ek net Jesus? Baie keer word dit wat om ons gebeur, het dit so 'n groot rol in my lewe dat ek hy wat die enigste rol in my lewe moet hê op 'n bietjie wegskuif. Ek dink dieselfde as ek na die Here toe kom en sê Here, hier is my probleme. Maar gee net so 'n stukkie vir my terug. Ek wil net nog 'n bietjie worry. En ek dink dis waaroor dit vir ons gaan. En dan gebeur dit dat ons dieselfde 3 dinge as Judas mis in ons lewens, daai verspeelde kanse. Ek sê weer, hy mis 3 dinge, hy mis vergifnis. Nou by vergifnis ek is 'n baie groot hoe sal ek dit sê? Ambassadeur vir vergifnis. Want ons hoor nie mooi wat die Here sê as hy sê ons moet vergewe nie. Nommer 1 sê hy vergewe ons soos ons skuldenaars ook vergewe, maar saam met die vergifnis kom liefde.
Ons moet ons naaste lief hê soos ons self. Ek kan nie net vergifnis gaan gee as ek myself nie ook vergewe nie. En as ons verstaan hoe groot Jesus se vergifnis was, ek dink in hierdie groep gevra, ek het dit vandag weer vir my belydennisklas gevra, ons het so oor Zoom ook belydennisklas, hulle sit die hele land vol. Hoeveel sonde doen ek in 'n dag? Ek hou van die som, ek gaan dit dalk gou herhaal. Kom ek doen die som. Kom ons sê, ek so baie goeie mense, ek doen net 3 sondes 'n dag. En daar is 333 dae in 'n jaar, dit wil sê ek doen 1000 sondes 'n jaar. Piet, hoe oud is jy? Ek is 61. So is 61000 sondes al. Ek's 54, so saam met ons al amper 120.000 sondes. Lyk my 80. En dis 2 uit net ons groepie uit al die mense wat ooit daar was. En hy het alles vergewe. Dis hoe groot genade is. En as ek dit wil besef, moet ek besef hoe belangrik dit is om ook myself te vergewe, want dan kan ek eers my naaste vergewe. So die Here werk met ons, loop met ons 'n groot pad daar. Dan het Judas vrede gemis. Die woord sê vir ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoe sou julle dit definieer? Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kom ek sê so. As alles verkeerd gaan om my, of ek het spanning of wat ook al, en ek het net 'n vrede in my gemoed. Waar die wêreld sê ons kan nie verstaan hoe jy nou vrede kan hê nie. Daai is God se vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. As Jesus vir die disippels sê vrede vir julle, as God vandag vir ons sê vrede vir julle. Dit moet ons nie mis nie. En dan die laaste Dit is nou wat Habakuk ervaar het. Ja, al sou die vyeboom nie bot nie. Ja. Dis presies daai. Dis wat die Here vir ons kom gee. En hy laaste ene en dit is die krag van die Heilige Gees in ons. Judas het dit gemis, nie omdat dit nie vir hom bedoel was nie, maar omdat hy na mense toe gedraai het en nie na Jesus toe nie, omdat hy ander goed ook gehad het, en dit is ons waarskuwing. Ons moet nie hierdie kanse verspeel nie, ons moet nie hierdie dinge mis nie, ons moet nie daai krag van die Heilige Gees in ons mis nie, die krag wat die kerk laat groei. Ons gaan eersdaags begin ek met 'n nuwe oordeenking reeks uit Handelinge uit. Ons gaan die hele boek deurgaan wat juis daaroor gaan. Hoe na Pinkster die kerk gegroei het en die Here gebruik ons daarvoor. En dit is wat ek vanaand hieroor wil sê. Ons ken vir Judas. Of ons dink ons ken vir Judas. Maar ons moet besef hy was 'n mens net soos ons. Hy was 'n disipel nader aan die Here Jesus Christus as ons. Hy het langs hom geloop, hy kon hom hoor en sien en voel en ruik en alles. En tog was daar dinge wat gebeur het. Hy het nie net Jesus in sy lewe gehad nie. Eerste tref van disipelskap is om juis daar uit te kom. Ek het die vrae vir julle deurgestuur. Ek weet nie of almal dit gekry het nie. Die indringende groepsvrae, ons gaan dit nie nou bespreek nie. Ek dink dis nodig dat ons sal tyd maak om deur dit te stap. Dalk het van julle dit al gedoen. Ek dink die van julle wat dit deurgelees het, het dit dalk al gedoen. Herman, ek dink nie ek het dit gekry nie. Waarop het jy dit deurgestuur? Liana, op die WhatsApp groep. Ag, is jy op die WhatsApp groep van die Bybelstudie? Die disipelskap groep? Okay, ek sal dit weer deurstuur. Okay. Ek wou sê ek het dit nie gekry nie.
Dis Okay. wat ons gedoen het. Ek sal dit weer deurstuur. Dit kom saam met die hele tema 2 met die skrifgedeeltes en alles. Vra soos ek het hier by my kom gou Herman. Watter ander dinge leef saam met Jesus in jou hart? Ek dink is nodig dat ons dit vir onsself gaan sê. Waar het Jesus dalk in jou lewe vir jou maar net gewoon geword? Net nog 'n deel van die dag geword. Hoe lyk 'n verdeelde hart? En dan 'n belangrike ding in 'n moderne gelowige se lewe. Mense het dit net nog gesê, daar's soveel ander goed wat inkom in ons lewens in. Dieper. Judas het berou gehad, maar nie teruggegaan na Jesus toe nie. Wat keer jou en my om terug te draai, om werklik terug te draai na die Here toe? So ek gaan dit weer vir julle stuur. Ek gaan net dis 8 vrae. Ek sal dit sommer dadelik op die WhatsApp groep sit. En dan dink ek kom ons gaan dink 'n bietjie daaroor. Want dit is waar ons groei in disippelskap. As enige iemand 'n vraag het of wil gesels daaroor, julle het my nommer. Stuur 'n WhatsApp of bel my en as ek kan dan gesels ons daaroor. Want dis deel van ons groei in Jesus. Kom ek vat vir ons saam. Volgende waarhede. Nommer 1, Judas was nie 'n monster nie. Judas was 'n mens soos jy en ek. Judas se val was nie sy haat vir Jesus nie. Judas se val was 'n tweede liefde, as ek dit so kan stel. 'n Verdeelde hart is die grootste gevaar vir jou en my. Dan 'n belangrike een. Wanneer het Judas die Here Jesus verraai? Toe Jesus vir hom die brood gegee. Die Here gee brood. Maar jy en ek moet kies of ons hom volg of in donkerte inloop. Hy sorg elke dag vir die gelowige en die ongelowige. En dan Jesus se uitnodiging wat steeds daar is, kom terug. Kom alleen en kom nou. Soos het hy vir Judas en al die disippels geroep het in die begin, het hy gesê, volg my. En hy sê dit vir een en elkeen van ons al het ons afgedwaal. As Judas na hom toe gekom het, en hy het alleen gekom en hy het vergifnis gevra, was Judas ook in die hemel. Want hy het Jesus as sy verlosser gesien, al het hy hom verraai. Ek dink dit is ons aand. Enigiemand wat iets wil sê? Ja. Kan jy my hoor? Ek hoor. Ja nee, ek wonder nou net, ek kan nie die versie mooi onthou nie, maar ek dink dit is in Johannes ook, waar daar dan staan dat die Here sê vir hulle, wie die een deur wie ek sê maar so, ek gaan nou my eie woorde sê, die verraad deur daai persoon gaan kom, wie hom, want dit sou vir hom beter gewees het om nie gebore te gewees het nie. Ja. Nou voel dit net vir my, ek sien dit seker verkeerd, maar nou voel dit vir my, daar kom nie in 'n moontlikheid van vergifnis nie. Ons moet verstaan, dit wat hier gebeur, toe Judas nie teruggegaan het nie, was die verraad volkome, toe het hy hom nie gesien as 'n saligmaker nie. So hierdie is baie wyer as net Judas. Dis daai, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Die sonde teen die Heilige Gees is as die Gees my oortuig dat dit my verlosser is, en ek sê nee, dankie. En dit is waartoe ons hier gaan. As Judas omgedraai het, was daar vergifnis. Want die Here sê ek vergewe as daar berou is. Daar's geen sonde te groot en te klein nie, maar hy het nie. So die verraad was, wil ek amper sê, volkome. Alhoewel, toe hy vir die priesterhoofde gesê het, ek was verkeerd, hy het dit net op 'n verkeerde manier gedoen. As hy na Christus toe gegaan het, was daar vergifnis. Maar hy het hom volkome verraai en nie gesien as 'n verlosser nie, as 'n Messias nie. Herman, moet ons hom dan sien as dat hy nie in die hemel is nie.
Hy het God verraai, so ek glo nie hy het geglo Jesus is sy verlosser nie. So ons as mense neem aan, hy is nie in die hemel nie. Ja, Want hulle sê altyd, niemand weet verseker van 'n ander persoon of hy in die hemel of die hel is nie. ons weet nie, daar's kom ek gebruik dalk 'n voorbeeld, is Salomo in die hemel? Nee, maar hoekom ek daai vraag vra is, ek het van tevore in 'n by 'n predikant ook in 'n Bybelstudiegroep gehad wat hulle vir ons gevra het, kan ons byvoorbeeld nou daaraan in onsself en dink, Robert Mugabe, is hy in die hemel? Hoe weet ons of hy in die hemel is en of hy in die hel is? Ons Want weet jy as mens kan nie sê o, daai persoon is in die hemel of daai persoon het nie hemel toe gegaan nie. Okay. Wat is Jesus se vereiste? Wat is die vereiste in die woord vir die ewige lewe? Johannes 6 vers 47, wie in my glo, wat beteken dit? Glo dat ek die verlosser is, ook van sy of haar sondes. Wie in my glo, het die ewige lewe. As ons kyk na wat Judas gedoen het, hy het nie na Jesus toe gegaan om vergifnis te vra vir sy sonde nie. Hy het na die priesters toe gegaan. Ek het Salomo net nou genoem. As ons na die lewe van Salomo kyk, staan daar aan die einde van sy lewe het hy God verlaat en die afgode nagevolg. Op grond daarvan is Salomo nie in die hemel nie. Maar ons lees wat Salomo se wysheid wat die Here vir hom gegee het vir ons beteken. So ja, ons weet nie, maar op grond van wat ons lees, kan ons 'n afleiding maak, reg of verkeerd. Moet die mense afleiding maak? Ons moet nie, nee. Want weer kom het terug tot die vergifnis. Ja. En ek ja, daai woordjie vergifnis spook nog by my. Ek het dit laas keer ook gesê. Ja. Ek dink is veel dieper en veel. Die vraag wat ek net wil vra is, en Helene het verskoning gemaak vanaand, maar sy het, toe ek nou in Bloemfontein was laas week, dit sy het my die vraag gevra, ons moet jy daaroor gepraat. Kan geloof, as 'n mens dit te veel wil dissekteer, as ek dit so kan stel, kan dit 'n obstakel vir 'n mens word? Kan dit jou terughou in jou geloof? Verstaan jy? Ja. As 'n mens te diep wil gaan vrou amper in hierdie goed en te ver, en tog is, want geloof is soos jy nou net gesê, dis eintlik so eenvoudig soos 'n kind glo, né? En aanvaar, as die Here dit sê, dan is dit so. Hy is ons verlosser. Ja, So ja. hoe ver wil 'n mens gaan vrou, laat dit nou aan begin om vir jouself dus, en ek wil nie jou tyd mors nie, maar dit, Nee. ek het eendag, my broer was op Potch gewees en hy het Tokkelok geswat baie jare terug en daar kom die professore ook en hulle dan gaan hulle, wat is die ewige lewe, jy weet, en hulle gaan so diep in hierdie ding in, dat ek dink naderhand wil jy ook so van jou kop afraak as jy probeer uitvind en probeer bepaal wat is die ewigheid, wat is die ewige lewe. Ek dink net ons weet nie. Dit is maar ja, ek praat ook in sirkel. Nee, die vraag oor kan geloof wat te veel gedissekteer word, 'n obstakel of 'n hindernis word, is die antwoord ja. Kom ek sê so, wanneer my geloof voortdurend ontleed of dinge problematiseer of opgebreek word, kan my geloof 'n lewenskrag of 'n vertroue of 'n geestelike eenvoud verloor. Want dan word geloof amper 'n intellektuele projek. Ek begin meer dink oor God as om voor God te leef.
My verhouding met die Here word iewers 'n laboratorium of 'n studieveld. En ons kry dit baie veral by baie ek wil nie gesê geleerde mense nie, want baie mense is baie geleerd. Ouens wat die hele wetenskap teenoor geloof opweeg. Vertroue word vervang met daardie soeke na sekerheid. En hoe meer ek ontleed, hoe meer vrae ontstaan. En hoe meer raak my hart onrustig. En my geloof word 'n eindelose poging om alles te probeer verstaan. En dan raak my geloof fragmente. Wanneer ek alles uitmekaar uithaal, dan verloor ek die geheelbeeld. So ek dink tog dat dit kan gebeur. Dat dit kan gebeur. Paulus kom en hy kom waarsku daarteen. Ek dink is in Titus 3. In Titus sê hy in elk geval, hy waarsku teen eindelose twisvrae en geslagsregisters. Dinge wat die geloof nie opbou nie. Job se vriende, hulle het probeer om God te verklaar. Maar Job het God ontmoet, nie die verklaringe nie. Jesus wat kinders roep, hy kom sê nie, hy kom roep tot 'n kind se geloof. Hy sê nie wees naïef nie. Maar wees eenvoudig in jou geloof, wees ontvanklik in jou geloof. Ek dink tog dit kan 'n hindernis wees, ja. Om die baie te veel vrae te vra. Ja, dis my gevoel daaroor. Okay. Nog enige iets? Niks verder nie. Goed, ek Miskien net ek hier luister. vir oulaas noem. Ek sê ek kan miskien hier net met julle deel wat jong, ek het op 'n plaasgemeenskap groot geword en 'n oom het dit een keer so gestel. Jy moenie te veel vrae vra nie, want dan beland jy in 'n haak en steek bos en jy verstrengel jouself dat jy nie daar kan uitkom nie. Nou die ouens wat in die Bosveld is, ek dink Hannes is ken dalk ook 'n haak en steek bos, sal verstaan wat hy gesê het. Dit is waar. Ja, Hannes ken definitief haak en steekbos. Ons het daaroor gepraat. Ja, wat volgende week die 3 stil disippels. Die Simon die Zeloot, die ander Judas, die seun van Jakobus, en dan Jakobus die seun van Alfeus. Dis die 3 van wie ons die minste lees. Een van hulle lees ons net sy naam van. So dis die manne wat nie op die voorgrond staan nie. Dis die manne wat nie evangelie skryf nie. Dis die manne wat nie groot woorde spreek nie. Maar die Here kies hulle doelbewus. Volgende keer gaan ons daarby stil staan. En die feit dat juis die feit dat die Here hulle kies. In dit lê die troos vir ons as gelowiges. So ek sal dit ook nou op die groep sit saam met die vrae vir vanaand. En dan kan ons volgende week daarna kyk. Goed. Kan ek vra wie vir ons vanaand gaan afsluit? As daar 'n vrywilliger is, anders doen ek dit self. Kyk. Ek sal afsluit, Dominee. Dankie, Annie. Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, U het vanaand weer so duidelik met ons gepraat. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om U stem te kan hoor, om U stem met mekaar te kan deel. Ons bid dat U ook in ons harte die naprediker sal wees van wat ons vanaand hier gehoor het. Wees met ons tot ons mekaar weer ontmoet. Gee dat U woord in ons harte sal groei, dat ons geloof sal toeneem. En Vader, gee dat ons werklik die begeerte sal hê om U disippels te wees.
Ons bid dit in Jesus Christus ons naam. Amen.